Goeiedag vriende, ons kuier vandag so 'n bietjie op 'n ander manier. Dit gaan nou net 'n stemboodskap wees en nie 'n video nie. Maar partykeer as 'n mens mos luister sonder om iets te sien, luister jy meer aandagtig. So ek hoop dit help. Die doel van hierdie stemboodskap is om 'n gesprek te fasiliteer oor die laaste 2 weke van ons reeks His Glory, Our Story. Ons het in die 3de week, dis nou die week voor hierdie week, gesels vanuit Matteus 16 uit, waar Jesus vir die disippels, sy naaste vriende, vra, wie sê julle is ek? En dan in vers 16 antwoord Petrus, hy is die spokesperson. Hy sê toe, U is die Christus, die Seun van die lewende God. Nou in ons reeks het ons baie gesels oor hierdie 2 maniere wat Jesus in die Nuwe Testament aan ons voorgestel word. Amper 500 keer in die hele Nuwe Testament, die 27 boeke, word Jesus die Christus genoem. Christus beteken gesalfde. Die Seun van die lewende God. Dis wat God vir Dawid beloof het, dat een van sy seuns sal vir altyd koning wees, en daai seun van Dawid, God sê, ek sal vir hom 'n vader wees, en hy sal vir my 'n seun wees. Ons kry dit alles in Psalm 2, waar God met die konings van die wêreld praat, met die nasies en die heersers van die wêreld, en sê, ek het my koning gesalf oor my heilige berg. Gesalf. Koning, die gesalfde koning, dis wat Christus beteken. En dan staan in Psalm 2, ek wil vertel van die besluit van die Here. Hy het vir my gesê, jy is my seun. Christus, die seun van die lewende God, is 'n verwysing na Jesus as koning. En hierdie manier wat Jesus aan ons voorgestel word, is nie net dwars deur die Nuwe Testament nie. Dit is veral ook in die evangelies. Dis hoe die evangelies begin, al 4 evangelies, met Johannes die Doper natuurlik eerste, en dan met Jesus as die beloofde Christus, die beloofde koning. Ons sien dit in Matteus, ons sien dit in Markus, ons sien dit in Lukas, ons sien dit in Johannes. En al 4 hierdie boeke word genoem evangelie. So 2 gedagtes. Die een is, Jesus is die gesalfde koning, hy is die Christus, die seun van die lewende God. Die ander een is, dis waaroor die evangelie in die begin gegaan het. So in ons gesprek vandag wil ons so 'n bietjie verder oor dit kuier. As Jesus die gesalfde koning is, kom ons begin dan ons gesprek daar. Hoe verander dit my en jou persepsie oor wat dit beteken om in Jesus te glo? His glory, our story. As Jesus die gesalfde koning is, en dink bietjie aan die tipe koning wat Jesus is. Onthou Hebreërs 13 sê, Jesus Christus, gister, vandag, tot in alle ewigheid, dieselfde. As Jesus die gesalfde koning was, toe hy al op aarde fisies rondgeloop het, en ons sien wat hy gedoen het, dan sien ons mos ook die aard van sy koningskap. En as ons dan aan Jesus dink as die gesalfde koning, wat beteken dit om dan in Jesus te glo? His glory, our story. Wat beteken dit dan dat ons volgelinge van Jesus is? Hoe verander hierdie waarheid oor wie Jesus is, dat hy die Christus, die gesalfde koning is, my en jou verstaan van wat dit beteken om te glo en waarvan ons nou deel is. So kom ons pause hierdie stemboodskap, of as julle wil kan julle die res luister en dan kan ons saam gesels oor al 2 hierdie vrae.
Die tweede deel van vandag se gesprek gaan dan oor die evangelie. Die evangelie in die evangelies is dat Jesus die Christus is en dat God se koninkryk na ons wêreld toe gekom het. Jesus self het gesê, en miskien kan ons weer daai vers saam lees, Lukas 16 vers 16, Matteus 16 vers 16, Lukas 16 vers 16. Lukas 16 vers 16 sê Jesus, die wet en die profete was tot op Johannes, dis Johannes die Doper. Van toe af word die evangelie van die koninkryk van God verkondig. God het dwars deur die Ou Testament beloof, deur die profete, dat hy iets nuuts in hierdie wêreld gaan begin. Sy koninkryk. Hy gaan 'n koning gee. En sy koninkryk gaan dinge nuut maak, regmaak. Dit gaan herstel bring. Dit gaan geregtigheid bring. Jesus sê, dis wat nou gebeur, nou dat hy begin het met sy werk. Onthou jy, Markus het ook vertel hoe Jesus in Galilea gekom het en gesê het, die bestemde tyd is vervul, die tyd het aangebreek. Die koninkryk van God het naby gekom, bekeer julle en glo die evangelie. So vriende, hierdie deel van ons gesprek wil ons mekaar dan nou aanmoedig en help. In die kerk van Jesus, in die breë, is dit nie hoe daaroor die evangelie gepraat word nie. Jesus as koning en die goeie nuus dat hy God se koninkryk na ons wêreld toe gebring het. Nou gaan ek en jy weer dit moet leer praat. Dit is amper soos 'n nuwe taal aanleer. Gelukkig nie so moeilik nie, want dis die Bybel vol. Maar ons gaan dit weer moet oefen. Die gesprek in die kerk reg aan die begin was die evangelie is die goeie nuus. Jesus is koning en hy bring God se koninkryk na ons wêreld toe om alles nuut te maak, om dinge reg te maak. Dit was die gesprek reg in die begin as dit kom by die evangelie. En ons het hieroor gesels in hierdie week se boodskap. In die breë kerk is dit nie meer die eerste ding wat van Jesus gesê word in die evangelie nie. So hoe kan ek en jy help dat die gesprek in die kerk weer teruggaan na waar dit oorspronklik begin het as dit kom by die evangelie? Al 4 evangelies beklemtoon Jesus as die Christus, die gesalfde koning en die goeie nuus van God se koninkryk wat na ons wêreld toe gekom het. So hoe kan ek en jy help dat dit weer die gesprek word in die kerk in die breë? Ek dink ek en jy gaan self dit weer moet oefen. Want ons het nie met daai aankondiging, daai evangelie groot geword nie. Ons het met die evangelie groot geword dat Jesus gekom het om vir ons sonde te sterf. En hy het vir ons sonde gesterf. Hy as gesalfde koning het 'n oorwinning behaal deur sy dood oor ons sonde. Maar die evangelie is baie groter as dit. Eintlik is daai waarheid dat Jesus vir ons sonde gesterf het, sodat die evangelie ook deel van ons lewens kan word, sodat ons deel van die evangelie kan wees, die goeie nuus van God se koninkryk. Miskien kan ons dit so sê. Die evangelie in die evangelies is die goeie nuus dat God wat alles geskep het, sy koninkryk, deur koning Jesus, die Christus, die gesalfde koninkryk, na ons wêreld toe gebring het, om dinge reg te maak. Jesus het deur sy dood afgereken met dit wat fout is, dit wat verkeerd is, in my lewe en in jou lewe. Deur sy dood aan die kruis is daar vergifnis van sonde. En nou nooi hy ons uit om saam met hom te werk in en vir God se koninkryk deur die krag van sy Heilige Gees om dinge reg te maak. Vergifnis is hoe ek en jy deel word van die goeie nuus. Die goeie nuus van God se koninkryk in ons wêreld wat dinge regmaak. Hoe kan ek en jy help
dat dit weer die gesprek word in die kerk in die breë. Vriende, dit is so belangrik, want onthou jy Jesus se woorde. Toe Petrus sê, U is die Christus, die Seun van die lewende God. Toe sê Jesus, op hierdie rots, hierdie openbaring, hierdie geloof, hierdie belydenis, dat Jesus die gesalfde koning is. Toe sê Jesus, op hierdie rots bou ek my kerk, my eklesia, die mense wat my koninkryk verteenwoordig. So dit is so belangrik dat ek en jy hierdie roeping sal optel. Die gesprek in die kerk wat Jesus bou, moet begin by hom as gesalfde koning. Dis die evangelie, die goeie nuus dat God se koninkryk deur koning Jesus na ons wêreld toe gekom het. En die vraag waarmee ons dan nou vandag se sessie afsluit is, hoe kan ek en jy deelneem aan daai gesprek, die ontdekking vir onsself maak, en hoe kan ek en jy daai gesprek verder vat in die kerk van Jesus, in jou gesin, in jou vriendekringe, by jou werk? Hoe kan jy help dat dit weer die gesprek word? Jesus is die gesalfde koning en die goeie nuus is, hy bring God se koninkryk na ons wêreld toe. Kom ons bid saam en dan kuier ons lekker saam oor hierdie vraag. Here, baie dankie dat U heerlikheid ons insluit, dat U ons kom deel maak, en dankie dat U ons bemagtig deur U Gees, om nie net te glo in koning Jesus nie, maar om ook hierdie roeping op te tel. Nie net die ontdekking vir onsself te maak dat Jesus die Christus is, en in die lig van U koningskap alles in die lewe anders te benader nie, maar ook om die roeping op te tel, om hierdie gesprek, weer die basiese gesprek, in die kerk van Jesus te help maak. Terwyl ons nou verder gesels, seën ons gesprekke, en Here, hier is ons, en hier is ons as 'n gemeente, sodat U kerk kan besef wie koning is en wat die evangelie is. Ons bid dit in U naam en dankie dat ons kan deel wees. Amen.